Familiekerk, Bottelary in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Almagtige God, Almagtige God, Heerser van die heelal, oorwinnaar oor die dood. Almagtige God, Almagtige God, U is die een wat vir ewig vir ons sorg. U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk besing U grootheid, die wêreld sal nie verstaan. U hou ons veilig, wanneer donkerte oor ons daag. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgaan. Almagtige God, Almagtige God, praat die dienaar luister, vol vertroue sal ek volg. Almagtige God, Almagtige God, in die arms voel ek veilig, hier by U is ek verlos, en U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk besing U grootheid, die wêreld sal nie verstaan. U hou ons veilig, wanneer donkerte oor ons daag. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgaan. Ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons jubel en ons juig hardop, die koning het oorwin. Ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons jubel en ons juig hardop, die koning het oorwin. Ons aanbid U, ons aanbid U, ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons aanbid U, ons aanbid U, ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk besing U grootheid, die wêreld sal nie verstaan. U hou ons veilig, wanneer donkerte oor ons daag. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgaan. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgaan. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgaan. Dis Goeiedag vriende, baie welkom by Familiekerk se aanlyn diens. Ja, ek hoop jy deel geneem aan die afgelope 3 Sondae waar ons met jou gesels het oor die wêreld waarin ons leef.
En verlede Sondag het ons spesifiek gepraat oor wat is die wapenrusting wat God vir ons gee. Want in die wêreld waarin ons leef, leer die Bybel ons, is ons stryd hier op aarde nie teen vlees en bloed nie, met ander woorde nie teen mense nie, maar teen die bose magte in die lig. So ek hoop dat jy saam met my Efesiërs 6 sou elke dag neem om die wapenrusting wat God ons gee op te neem en te weet, dit is waarmee ons die aanvalle van die bose kan afweer, nê? Maar die afgelope ruk was in die nuus oor die Amerikaanse aktivis Charlie Kirk. Jy weet seker van hom al by die tyd. As jy nie geweet het nie, weet jy nou van hom. Maar dit is nie baie belangrik of jy saamstem met sy siening of nie. Wat my aandag getref het is, hierdie ou is dood, hy's dood geskiet deur iemand wat sy eie probleme gehad het. So hy was skielik weggeneem van sy gesin en sy geliefdes en sy vriende. Maar hy het 'n nalatenskap gehad. En dit het my so laat dink, as ek en jy skielik moet weggeneem word, vandag op hierdie oomblik, skielik moet doodgaan, wat is ons nalatenskap? Ek weet, baie keer en dink 'n mens in die woord nalatenskap, dan dink jy aan, jy weet, geld, of jou besittings, jou erfporsie. Maar as ek na Charlie Kirk kyk, almal praat oor wat hy gesê het uit die woord, uit die Bybel, oor sy geloofsoortuigings. Dit is waaroor almal praat, of jy nou saamstem of nie saamstem nie, maar dit is die gesprek. Ek het by myself gedink, ek sou ook 'n nalatenskap wou hê, waarin ander mense heel waarskynlik sou kon raak sien, maar sy was lief vir Jesus. Sy het God se woord gedelf, in hom gedelf. Sy wou graag lewe volgens die woord. Eerder as wat mense sou sê, hierdie persoon is geweldig humeurig, geweldig gevloek, geweldig gedrink, baie kwaad geword, gou kwaad geword. Verstaan jy, wat is jou nalatenskap? Wat sou dit wees? Ja, en ek moet sê, as ek die woord nalatenskap hoor, en dink ek dadelik aan ons kinders. Want jou kinders is tog die eerste ontvanger van jou nalatenskap. Verseker dink ek, toe ek 'n kind was dit baie makliker toe ons kinders was. Die wêreld was makliker. Daar was nie selfone en TV's en jy weet al hierdie chatrooms wat jy op 'n selfoon kan kry nie, en al hierdie flieks wat jy so net kan kyk op enige tyd van die dag, wanneer jy wil nie, wat jy wil nie. Die rekenaarspeletjies. So dikwels hoor ek ouers vir my sê, maar weet jy, wat doen ek verkeerd? Want my kind wil nie kerk toe gaan nie, my kind wil nie in Jesus glo nie, my kind wil nie sy hart vir die Here gee nie. Verstaan jy? En dan kom ek maar weer terug by die punt. Wat doen ek en jy, wat maak, dat ander mense Jesus wil kies, of wat hulle sal sê liewer, nee, ek wil niks van die Here weet nie. Jy sien wat ons as ouers wil tog die beste van ons kinders gee, nee? Nog voor hulle gebore is, koop ons al die beste stootkarretjie en die beste slaap, beste bedjie. En soos wat hulle ouer word, sorg ons dat hulle die beste kos kry, die beste klere, die beste skool, die beste maats. En al hierdie bestes wat ons so wil gee vir ons kinders en vir onsself, maak ons moeg. Nee. Dit dink vir my, met jou eerste kind, dan steriliseer jy mos alles. Die bottels, die popspene, alles. Met die tweede kind, dan spoel jy die goed sommer maar so onder die warm water af. En met die derde kind, dan lek jy maar sommer daai popspeen en sit hom in die kind se mond. Dis moegmakend. Nie noodwendig dat ons nie daarvoor lus is of wil hê of nie lief het nie, maar daar's so baie dinge wat ons praat altyd van die balle wat ons in die lug moet hou. Ons eie lewe plus ons kinders en alles wat ons vir almal die beste wil hê. Wil jou gou herinner, wat sê Jesus self in Matteus 7 vers 11, en hy sê daar, as ons, as die ouers is, so graag vir ons kinders die beste geskenke wil gee, hoeveel te meer nie God ons Vader nie, vir die wat hom daarvoor vra nie. Hy sê ons kan vir hom vra, hy sal vir ons die beste gee. Weet jy, ek wil vir jou vat na 'n gebed wat ek raak lees in Deuteronomium 6, van vers 4 tot 9, en ek wil jou nou nooi om saam met my dit te lees. Dis die Shema gebed. Die Shema gebed is die antieke Israeliete het dit geleer uit hulle koppe uit, hulle het dit elke dag gebid, hulle kinders moes dit leer. En vandag is daar nog steeds Jode wat dit bid. Maar hoor mooi wat staan daar. Deuteronomium 6 vers 4, dit word ook daarna verwys weer in Numeri, en dan Markus en Matteus, hulle staaf dit wat hier staan, hulle beklemtoon ook dit wat in hierdie gebed staan.
Israel, onthou altyd dat die Here en net die Here alleen ons God is. Jy moet die Here jou God met alles binne in jou, ja, met jou hele wese lief hê. Al die woorde wat ek jou vandag leer, moet jy in jou hart bære en altyd daaraan dink. Jy moet ook jou kinders daarvan vertel en jy moet oral daaroor praat. Of jy nou in jou huis sit of op pad is, of jy 'n bietjie gaan lê of weer opstaan, jy moet altyd dink oor wat die Here van jou vra. Vers 8 en 9. Maak sy voorskrifte aan jou arms vas en bind dit styf om jou voorkop. Skryf dit op jou huis se deurkosyne en op die groot hekke van die stad. Die Shema gebed. Wat beteken die woord Shema? Shema beteken aan die een kant luister wat die Here jou God sê, en aan die ander kant beteken dit jy moet vir die Here jou God lief hê, met jou hele hart, siel en verstand. Luister ons nog wat die Here sê? Ek hoor dikwels mans of vrouens sê, ek het gepraat, maar jy het nie geluister nie. Ons hoor, maar ons is so besig met ons eie gedagtes en ons eie balle wat ons in die lug hou, dat ons nie luister nie. Presies wat God vir ons sê. En om te luister, moet ek stil staan. Ek moet jou in die oë kyk, sodat ek kan hoor, wat is jou hart? Wat is jou emosie agter hierdie woorde? Wat is jou gevoel? Wat is jou bedoeling agter hierdie woorde? En so wil God hê met ons na hom luister. En om hom so te luister beteken ek en jy moet gaan stil word by God se woord, dat jy kan hoor wat hy sê. Want jy kan hoor wat hy sê as jy vir hom lief het met alles binne in jou. Die Hebreëse woord hier vir liefde is Ava. En Ava is nie hierdie flimsy soort liefde wat ons van praat, ek gee jou 'n drukkie en 'n soentjie en I love you nie. Hierdie is 'n opregte, diep liefde met jou hart, siel en verstand. So lief vir die Here, dat jy totale getrouheid en loyaliteit aan hom gee. Het ek en jy God so lief? Raak ons stil dat ons kan luister, regtig hoor wat God vir ons sê? Want jy sien, nou kom ons by die vraag, en ons sê, hoekom kan ek nie mense na Jesus toe lei nie? Hoekom wil my kinders nie Jesus aanbid nie? Maar ek dink die vraag is eenvoudig, om eers vir jouself te sê, is jy 'n Christen? Of is jy iemand wat 'n Christus gesentreerde lewe lei? Daar's vir my 'n verskil. Ek dink, soos wat die lewe aangaan en ons ouer word, begin ek al hoe meer sien dat daar Christene is, wat sê hulle is 'n Christen, hulle weet van Jesus, hulle gaan dan en dan kerk toe, hulle sal tussen Christene, ander Christene die regte sinne sê, maar as hulle in die wêreld is, dan vergeet hulle van Jesus. Daarteenoor, as jy 'n Christus gesentreerde leefwyse het, dan het jy vir die Here lief met alles binne in jou. Dan soek jy desperaat om meer en meer van hom in jou lewe te hê. Dan wil jy elke dag dieper gaan in jou geloof. Dan is jou hart dat jy so lewe wil lei waar mense en gemeenskappe verander word. Verstaan jy? Wat is die nalatenskap wat ek en jy ons kinders gee? Wat gaan ander mense van ons sê? Sy was 'n Christen, hy was 'n Christen. O, weet jy, daardie ou, daardie vrou was 'n Christus gesentreerde persoon. Groot woord. Maar ek dink ek en jy moet seker maak ons ken die verskil, hoor. Ek gee toe, in my jare toe ek 'n kind was dit soveel makliker, dink ek. Jy weet, ons het regtig waar nie TV of selfone gehad nie. Ons het na ons huiswerk gedoen het en huistake gedoen het, gaan speel met die kinders in die straat. Blikaspaai, wegkruipertjie, touchies, aan, fietsgery, cricket gespeel. Vandag se kinders ken dit nie, hulle sit vasgenaal by die tegnologiese wonders om hulle. Maar op die ou einde kry ons kinders wat soms depressief is, angstig is. En ek wonder net dikwels, is dit nie omdat ons kinders nie meer regtig speel nie? Hulle is so besig met al die goed wat dit vir hulle makliker maak. Wat vir my bring by die volgende punt wat ek wil maak, is ek het al soveel keer ouers gehad wat my gesê, maar wat maak ek verkeerd? Hoekom kan ek nie my kind na Jesus toe kry nie? Hoor, ek het nie die volmaakte antwoord nie. Ek kan net vir jou antwoord wat ek sien uit God se woord uit en wat ek uit my eie lewe geleer het. Jy sien, ons wil ons kinders so gou oorbeskerm. Onder die oorbeskerming wil ek amper sê, ons laat hulle te min toe om te waag, want ons red hulle te gou. Daardie oorbeskerming. En die tweede ding wat ek dadelik kan vir jou sê, is ons voorbeeld is maar soms wankelrig. Nie waar nie? Wat bedoel ek as ek sê ons oorbeskerm ons kinders? Weet jy, ja, baie keer het ons groot mense 'n lewe waarin ons lei wat ons sê, ek het dit tekort gehad, ek het so swaar gekry as kind, ek wil nie hê my kinders moet dit hê nie.
nou oorbeskerm ons hulle, nou keer ons, dat hy net nie moet seer kry, hy moet net nie val nie, hy moet net nie 'n stuk in 'n plekkie kry nie, sy hart moet net nie breek nie. Maar ons vergeet ons, dis juis deur die val en opstaan wat ons selfvertroue leer. Dink maar aan 'n kleintjie, nê, wat begin kruip, en as hy begin stap, iewers laat los jy. Want as jy hom aan mekaar gaan vashou, gaan hy mos nie sy balans leer om 'n balans te hou en alleen te stap nie. Nou net so is dit met ons in ons geestelike lewe, met ons kinders in hulle geestelike lewe. Iewers moet ons retireer dat hulle kan leer om selfstandig te wees. Want so gou kry ons 22-jarige kinders wat nie kan op hulle eie eers 'n motorlisensie uitneem nie, want hulle het nie die selfvertroue nie. Kry ons kinders wat nie 'n vorm kan invul om aansoek te doen vir werk nie, want hulle het nie die selfvertroue nie. Ouers het dit goed bedoel, ek is so lief vir my kind, ek wil jou beskerm, maar dan leer ons hulle nie om te waag nie. Jy weet, ons red hulle so gou. 2-jarige in die winkel gooi 'n tantrum, want jy het nie nou speelding vir hom gegee wat hy wou hê nie. Wat maak ons? Net nie die mense sê nie, ons gee dit maar. En weet jy wat, dis die waar jy het nou amper jou eie graf gegrawe, wil ek sê, wat betref jou opvoeding. Want jou kind gaan dan leer, ek moet net die tantrum gooi, dan gaan ek kry wat ek wil hê. En as hy groot word, dan is dit nie meer oulik of snaaks of cute nie, dan is dit onvanpas. So verstaan jy wat ek bedoel, ons red hulle te gou. Boetie se huiswerkboek by die huis laat lê, pa jaag uit die vergadering, hy kry die boek, jaag skool toe, net hy boetie tog net nie punte teen hom moet kry nie. Ons red ons kinders te gou. Want is dit nie so, ons leer juis, ek en jy as groot mense ook, ons leer juis as gevolg van die foute wat ons maak. Dit is so erg, maar dit is so. Jy sien, hoe meer ons kinders pyn wil spaar, hoe meer ontneem ons hulle van selfvertroue, van selfstandig wees. En weet jy wat, ontneem ons hulle om te ontdek dat God is 'n heilige God. Ek moet hom respekteer. Hy is nie my bel nie. My ma en my pa is nie my bel nie. Dis my ouers wat vir my riglyne gee waarvolgens ek moet leer. Jesus Christus is nie my bel wat ek sommer kan hier jy of ek kan hom vergeet of ek kan hom ignoreer nie. Heilige ontsag hê vir hom. En dit is wat ons kinders moet leer. En as ons hulle oorbeskerm, dan leer hulle dit nie. Hebreërs 11 vers 6 sê, en ek moet dit op jou op die hart druk. As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is, en dat hy die wat hom soek beloon. So soek God desperaat met alles in jou. Sê vir hom, jy wil 'n nalatenskap gee, waarin mense Jesus in jou sou sien. Hy sal dit vir jou gee. Hoorie, gevolge bly ons beste leermeester. Galasiërs 6 vers 7 sê, moenie 'n fout maak nie. God laat nie met hom spot nie. Wat mense saai, sal hulle ook maai. Ons leer altyd hierdie vers wanneer ons praat oor ons finansies. Maar dit het ook te doen met hoe ons ander mense hanteer, hoe ons kinders hanteer. Ek kan mos nie een ding sê en 'n ander ding doen nie. Jy verstaan? Dit bring my klaar weer by wat 'n voorbeeld stel ek vir my kinders. Want ons voorbeeld is soms so wankelrig. Wat jy saai, gaan jy maai. As ek vir my kind sê, jy moenie so vloek nie, maar net nou hoor hy vir my tussen my pelle die lelikste woorde denkbaar sê, wat leer ek my kind? Ag, Jesus is nie so belangrik nie. Of, ons kry ons kinders dat hulle opstandig raak, want ons sê een ding en dan doen ons 'n ander ding. Ja, hoorie so, daar is 'n onding, en Jesus het op 'n stadium vir die fariseërs gesê, in Markus 7 vers 6, hy sê, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom, julle is skynheiliges. Sjoe, dis sterk woorde. Soos daar geskrywe staan, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Hoorie, wat 'n voorbeeld gee jy vir jou kind? Wat 'n voorbeeld gee ek en jy vir ons geliefdes, vir ons kollegas by die werk, vir ons vriende? Ek is 'n Christen, of ek is iemand wat 'n Christus gesentreerde leefwys het. Ek is iemand wat in my hart doen wat ek sê. Ek wil nie skynheilig wees nie. Baie mense sê die kerk het hulle al so seer gemaak. Maar as dit net is vir skynheilige mense. Ons moet ook onthou, almal is feilbaar. Ons almal doen sonde, nê? Maar ek dink die deurslaggewende faktor hier is dat ek regtig met mense en my kinders moet kan sien, maar wat is my begeerte, wat is my doel? Ek wil Jesus dien met alles in my. Ek wil luister
wat die Here my God vir my sê, wat ek so lief vir hom. Ek bid met my hele hart, dat jy by daai plek gaan kom, wat jy ook nou gaan vra, maar hoe doen ek dit? Hoe kom ek verby hierdie plek waar ek my kind oorbeskerm en wat my voorbeeld wankelrig is? Ken jy daai uitdrukking van the law of exposure? Jy weet dit waarin ek my kinders blootstel? Dis daai sin is wie en wat jy jou kinders aan blootstel, sal bepaal wie hulle gaan word en wat hulle gaan glo. Dieselfde geld vir jou. Waarin stel jy jouself bloot? Ons is so geneig om te dink dis maar okay, want dit raak 'n leefwyse. Maar wat stel ek die mense aan my bloot? Is ek iemand wat gedurig kla en mor oor almal, altyd negatiewe ding sien? Die restaurant is treurig, die kelners is hopeloos, die skool is ellendig, die onderwysers weet nie waarvan hulle praat nie. Ek kuier by iemand, ons klim in die motor en ons ry huis toe en al wat my kinders hoor, is hoe ek die slegte goed van daardie mense sê. Wat verwag ons? Wat is ons nalatenskap? Hoor hier, ek wil net nog een ding noem, wat ons nou moet vaak. Baie keer sê ouers, maar ek kyk saam met my kinders na die TV, na hierdie storie. As daar iets is wat nie reg is nie, verduidelik ek gou vir hulle. Nee, julle ouens nee. Kinderstories is lankal nie meer almal net 'n kinderstorie nie. Ouderdomsbeperking 13, nee. Ek het ander dag my dood geskrik, toe ons dink, ons het 'n oulike prent wat ons gaan kyk, ouderdom 13, daar was soveel geweld, dat ek dit nie kon aanskou nie. Daar was eksplisiete tonele, wat ek net gedink het, nee, hoe kan 'n kind van 13 nie na kyk? Emosioneel is hulle nie opgewas, hulle kan dit nie in hulle emosionele wêreld verwerk nie. En dan verwag ons dit van hulle, want ons troos onsself om te sê, maar ek is mos nie by my kind. Jy is nie by sy gedagtewêreld nie. Ek en jy moet wakker word, ouers. Ons moet wakker word teenoor ons vriende. Wat is ons nalatenskap? Wat gee ons vir ander mense rondom ons? Om oor te dink, om oor na te dink. Jy sien, ek kan nooit my kind forceer. Ek kan nie ander mense forceer om lief te wees vir Jesus nie. Maar ek kan my kind blootstel aan mense en ervarings wat die moontlikhede van geestelike groei by hom net verhoog. Ek kan myself, ek kan my vriende, my kollegas blootstel aan mense en ervarings wat hulle geestelik sal laat groei. Hoekom kyk ons nie so daarna nie? Nou ja, watter ervaring wil jy aan jou kinders gee? Van 'n lekker Saterdagmiddag, ons gaan kyk rugby, pa is, gaan drink 'n lekker paar drinks saam met die pelle, ma en die tannies kuier, ons kinders moet onsself besig hou. Of gaan ek my kind blootstel aan 'n ervaring, waarin hy kan sien hoe lief is my ma en pa vir Jesus. Waar my vriende kan sien, hierdie persoon maak 'n keuse al is hy ongewild. Ek kies Jesus. Ek wil nie saam met die spotters of die drinkers of die luiaards of die skinneraars of die opgewerktes wees nie. Ek wil wees waar mense positief invloed kan uitoefen. Ek wil op 'n plek wees waar ek kan praat oor Jesus, waar ek vir jou kan vertel. Ek wil my kinders kan leer om te sê, weet jy wat, die Here was so goed vandag vir ons. Kyk, hy het vir ons 'n pizza gegee met verskillende toppings op. Dis die Here se genade. Is dit nie die plek waar ons wil wees? Omdat Jesus ons nooi in ons gesprekke in. Die ander dag het ons huiskerk gehad. En iemand het vir ons vertel van hoe die Here hom gevat het op 'n plek dat hy moes leer om te wag op die Here. En 2 geleenthede na mekaar waar die Here vir hom deurgekom het, 'n antwoord gegee. Hy moes net wag. Verstaan jy, daardie soort goeders bemoedig en versterk ons mekaar mee. As ons lewe deurspek is van Jesus. Ek sê nie en sê die Bybelverse aan mekaar op as jy by iemand in 'n gesprek is, nie glad nie. Maar ons moet by 'n plek kom wat ons weet, Jesus is net deel van my gesprek. Jesus is net deel van my getuienis. Hy is net deel van my lewe. Johannes 17 vers 3 sê Jesus hoe hy beskryf die ewige lewe. Dis nie 'n tipe gedrag nie, maar dis 'n verhouding wat ons met hom het. En die inhoud van die lewe is dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat U gestuur het. Dit is wat ons kinders moet gee. En dit is wat ek en jy moet glo. Dis ons nagedagtenis, nee. Hoe gaan ek my kind hieraan blootstel, vra ons? Maklik, praat daaroor. As jy etenstafel sit, vertel wat het die Here die dag vir jou gedoen. As jou kind 'n probleem het, praat met hom daaroor, oor sy probleem, maar sê, Boetie, kom ons bid hieroor. Jou kinders moet kan weet, ek kan my ouers enigiets vra oor die Here of die Bybel, of my probleme. Hulle gaan nie vir my raas of snaaks dink nie, hulle gaan saam met my bid, hulle gaan vir my bid.
Dis hoe ek en jy dit doen. Dit moet 'n uitvloeisel wees van 'n Christus-gesentreerde familie. Ek vergewe jou. Weet jy, ek is jammer. Ja, toe maar, dankie, ek vergewe jou, ek spreek jou vry. Vra, sal jy my vergewe, ek het verkeerd gedoen. Net jou kinders, jou vriende, jou kollegas kan sien, hoe verander Here Jesus jou hart. Dit is nie om te erken, jy het 'n fout gemaak nie. Kan ons nie by daai plek kom nie? Gebruik normale, alledaagse dinge om Jesus in te betrek, want as hy binne in jou is hy mos by jou. So hoekom nie oor hom praat as jy aan die tafel sit, of as jy saam met vriende kuier nie? Ja, stel jou kind bloot aan kerk en kerkaktiwiteite. My hart is so seer die afgelope ruk, dat ek hoor, ek is jammer vir mense wat vertel hoe besig hulle kinders is in die buitemuurs, en hoe hulle sukkel om al die balle in die lug te hou. Maar dan het hulle nie 'n probleem om na Afrikaans as groot te gaan kyk en 2 uur in die bed te kom nie, ongeag die dolweek nie. En dis alles nog reg, maar wat my hart seer maak, is ons almal te moeg om Sondagoggend kerk toe te gaan. Julle ouens, weet jy, ek dink ons breek die Here Jesus se hart, want dis die een afspraak wat hy met ons het, waar ons saam met ander medegelowiges sy naam kan loof en prys, waar ons kinders kan sien, maar my ma en my pa kan worship, wat ons worship liedere met ons kinders kan deel, en hulle verduidelik en wys hoe om die Here te aanbid en sing en lied, my hart verander, my gesindheid verander oor dinge, my geloof versterk. Bring jou kinders saam kerk toe, dat hulle kan sien, my ma en my pa is deel van die diensspan by die kerk. Dis nie 'n Sondagoggend, nou moet ons weer kerk toe gaan nie. Dis nie dit nie. Dis ek kan nie wag om te gaan nie. Julle ouens, kom julle ouens. Kerk is vanoggend ononderhandelbaar. Elke Sondagoggend kyk dis op ons almanak. Net soos wat julle skool toe moet gaan, so gaan ons kerk toe. Want ons doen dit nie vir mense nie. Ek kan nie wag om nog van Jesus te hoor nie. Ek kan nie wag om ander mense te bemoedig, aan te raak. Ek kan nie wag om daardie kerk vanoggend die gebou gereed te kry, sodat mense nie kan inkom om Jesus te kom dien. Laat jou kinders help. Ons het by ons kerk mense wat kleintjies het van 4 jaar oud wat kabels help aandra vir pa. Seentjies van 5 en 6 wat by die pa help stoele aandra. Wat monitors help dra. Julle ouens, bring jou kind kerk toe, dat hy weet, my ma en my pa, waar kry ek hulle op 'n Sondagoggend? Is by die kerk. Ons is nooit te moeg vir kerk nie. Ons kan gaan slaap na kerk. Maar ek bid dat ons jong mense by daai plek gaan kom, wat Sondagoggend op die kalender aangedui is. Dis ononderhandelbaar. Mag die Here vir my en jou help, dat ons dit kan vaslê, want weet jy, Psalm 92 vers 13 staan, iemand wat die Here lief het, staan so sterk soos 'n yslike groot boom, soos bome in die Libanonse woud, so sterk staan hy. Weet jy, daardie bome in die Libanonse woud is by die bome wat die oudstes word. Hulle word die hoogste bome, hulle is sterk bome, daar's klomp goed wat van hulle gemaak kan word, artikels, en hulle is bome wat pragtig lyk as hulle staan. My hart is dat al ons paas, al ons mans sal sê, ek en my huis, ons wil die Here dien. Dat jou kinders sal leer, jou vriende, jou kollegas sal weet, hierdie man, hierdie vrou, is iemand wat regop staan vir Jesus, want hulle het 'n verhouding met hom, hulle is lief vir hom met alles wat hulle het. Mag dit gee, die Here ons help, dat ons 'n Christus-gesentreerde gesin sal wees, 'n Christus-gesentreerde persoon sal wees, dat ander kan sien, my verhouding met die Here is alles of niks. Ek gee nie om wat die mense sê nie, maar ek het Jesus so lief. Ek wil jou vertel wat het hy in my lewe al kom doen, hoe hy vir my deurkom. Hoorie vriende, ek sluit af, en ek wil jou weer herinner. Gaan lees weer Deuteronomium 6, van vers 4 tot 9. Mag die Here in jou hart vasmaak, dat jy nie gaan huiver, om met jou kinders, of met ander mense te praat oor die Here Jesus, of jy sit, en of jy staan, en of jy op pad is, en of jy gaan slaap nie. Mag jy vir hom so lief hê, so abwaar liefde, dat jy totaal en geheel al tot die dood toe getrou sal wees, en loyaal sal wees aan hom. Mag die Here vir my en jou help, dat ons gaan luister, regtig luister, wat die Here vir ons wil sê. Mag dit ons nalatenskap wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek sê vir u so dankie, dat u vandag hier by ons is. Dankie dat u vir ons kom leer, net kom herinner, wat is nodig om 'n nalatenskap te hê, waarin ander sal kan weet en sê,
hierdie persoon het vir Jesus liefgehad met sy of haar hele hart, hele siel, hele verstand. Help ons om dit vir ons kinders te leer, o Here. Help ons om nie een oomblik daarvan af te wyk nie, al raak dit hoe moeilik, en dan vra die wêreld hoe baie van ons. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Mag die Here jou seën, mag hy jou beskerm, en mag hy jou help in hierdie week, om sy liefde uit te dra aan almal met wie jy te doen het. En nou ons familiekerk kalender dop, oor 2 Sondae kuier Willie Joubert by ons. Maak seker jy sluit by ons aan, moenie hierdie geleentheid misloop nie. Totsiens, tot 'n volgende keer. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tear till I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The old made new, Jesus, when I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. I needed rescue, my sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my hero.